So seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Aan almal wat aan Christus behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons gaan lees uit die brief van Paulus aan die Romeine, uit hoofstuk 14 van ons enkele verse lees, maar ons bid eers saam, voordat ons uit die woord van die Here lees. Jy kan net so bly sit, en word ons almal stil voor die Here. So wonderlike Hemelse Vader, baie dankie Here vir die vreugde wat inderdaad in ons harte is, omdat ons u kinders is, omdat ons Here die ewige lewe ook by u het. Daarom sing ons met oortuiging en uit ons harte, saam met die kerk van alle eeue hierdie liedere tot u eer. En Here, is ons hier saam nou as u gemeente. Baie dankie dat u ons lewens beheer en bepaal en dat u 'n God is wat oor ons wag hou en ons beskerm. Here, in al ons lewensomstandighede is u 'n God wat by ons is en wat ons altyd begelei met u liefde. U verstaan ook ons vreugdes, u verstaan ook ons hartseer. En daarom wil ons as kerk en as gemeente vanoggend ook dink, dit gebeur in die lewens van ons mense, dat geliefdes ons ontval. En Here, dit is altyd vir ons 'n geweldige seer. Dit verander ons lewens ingrypend. Here, ons is maar verganklike mense, soos die psalmdigter sê, maar soos die blom wat in die oggend nog pragtig blom, maar in die aand afgesny word. En daarom, Here, wil ons ook nou uit u woord kom hoor, wat dit is wat ons moet doen, wanneer die hartseer van die lewe vir ons baie raak, en hoe ons as gemeente ook in liefde na mekaar kan uitreik, wanneer ons hartseer en ons leed in ons lewens daar is. Seën ons dan, o Heilige Gees, met u wonderlike teenwoordigheid en breek die volle waarheid van die skrif vir ons oop om dit te hoor, met blydskap te verneem en dan met verantwoordelikheid en oortuiging in die wêreld te gaan uitleef. Hoor ons gebed, Here, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan 'n gedeelte uit Romeine 14. Ons gaan daar lees vanaf vers 7. Vanaf vers 7 tot en met vers 12 van Romeine 14. Niemand van ons leef tog vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons het tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn, want daar staan geskrywe: so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefdes, kom ons lees tot sover uit die Here se ewige en onfeilbare woord. Selfs die hemel en die aarde kan verbygaan,
maar God se woord kan nooit verbygaan nie. Paulus skrywe of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Liewe broers en susters in die Here, watter troos het u vandag nodig om in u lewe hoopvol te kan wees? Watter soort troos moet in ons harte ingaan om vrede te gee en om ons salig te maak? 'n Mens is nou maar so dat jy troos op verskillende plekke en op verskillende maniere in jou lewe gaan soek. Vir party is dit 'n ideaal, om 'n ideaal na te streef wat groter as jouself is. Ander vind troos in familie of kinders wat jy moet oorleef. Vir baie is dit die drang om te presteer, om iets na te laat waarby mense jou kan onthou. Amper asof jy wil sê, ek was ook hier en ek het ook bestaan en ek is nie sonder betekenis nie, ek was ook belangrik en my lewe het 'n verskil gemaak. Gemeente, die vraag is, waarin lê daar werklik troos in lewe en sterwe? Een van ons belydenisse skrifte is die Heidelbergse Katekismus. En dit begin met 'n vraag en antwoord na troos. Dis baie interessant, 'n mens sou dink dat die kerkvaders wat probeer het om 'n opsomming te gee van geloof, om vir kategetiese doeleindes die Bybel op te som, tog seker sou begin het by wie is God, of hoe die aarde ontstaan, of wat is die sin van jou lewe, maar hulle begin nie daar nie, hulle begin by vraag en antwoord 1 met die vraag, wat sal jou in die lewe altyd troos? En in Romeine 14 wat ons vanoggend 'n gedeelte van gelees het, gebruik hulle dan om hierdie vraag te antwoord. En die antwoord is duidelik. My enigste troos in lewe en sterwe is dat ek nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Wat 'n troos. Ek behoort nie aan magte nie. Ek behoort ook nie aan bose magte wat buite my beheer is nie. Ek is nie uitgelewer aan die tydsgees of aan die noodlot, dat baie mense sê, dit was nou maar net geluk of ongeluk nie. Ek behoort nie aan ander mense wat my toekoms, wat glo dat hulle my toekoms in hulle hande hou nie. Ek behoort ook nie aan myself nie. Ek behoort aan die Here. Ek is in sy hande. Geliefdes, die lewe loop maar baie snaakse kronkelpaaie met ons. En dinge gebeur. Baie keer oornag. Ons sien dit baie omdat ons maar gereeld by ons bejaardes en by ons sieker mense is gereeld sterwensbegeleiding doen. Ons sien dit. Eendag is hy nog daar. Skaars 'n klompie weke gelede, Dr. Koos nog met sy Mercedes gestop en hy het hier ingestap. Hy's weg. Kronkelpaaie van die lewe het ons almal. Maar ons troos is, die Here hou dit nie noodwendig weg van ons nie. Maar hy loop saam met ons. Want hy sê, julle is my eiendom. Hy bewaar ons op 'n wyse, soos Jesus het so pragtig in 'n preek vir mense daar in die veld gesê het, nie 'n haar van jou hoof val op die grond, sonder dat God daarvan weet nie. En dan die wonderlike, Paulus bou dit uit, hy sê nie net in hierdie lewe nie, maar meer is dit.
ook in ons sterwe, behoort ons aan hom. En dit is vandag vir ons belangrik om te hoor. Vandag wil ons graag ook in ons eie kerk, van baie kansels af klink die boodskap vandag. Daar's baie mense wat vandag in eredienste sit, wat in die onlangse verlede, of selfs verder terug in jou lewe, die verskriklike pyn ervaar het, van jou geliefdes weg. Jou lewe is vir altyd ingrypend anders. Kan nie weer dieselfde wees. Ons gemeente het dit ook in die afgelope tyd gereeld saam met ons lidmate ervaar. Baie van die wat vanoggend hier is nog maar rou. Ander het dalk lankal reeds die verlies gely, maar daardie gemis, daardie verlange is nog daar. En dan is dit dat die boodskap van Romeine 14 nou vanoggend vir ons so belangrik is, en dit is wat die Here vanoggend aan die gemeente wil sê, selfs in jou dood behoort jy aan my. Dink vanoggend aan die geliefdes wat weg is, en sê dan vir jouself, hulle behoort aan die Here. Paulus sê, ook op die grens, en anderkant die grens van jou lewe, en ook van jou ontslape geliefdes, het ons met geen ander God te make, as met daardie God wat sy lewe vir ons gegee het, wat hom in Christus aan ons vasgebind het. Daarom kan ons vanoggend vir mekaar sê, en dis die evangelie, God sal jou nie los nie, ook nie in jou sterwe nie. Ook ons geliefdes, hoe ons na hulle verlang, behoort aan God tot in ewigheid. Dis ons diepste troos oor elkeen van hulle. Hulle het oorgegaan in 'n ander, heerliker dimensie. Paulus sê dit so, hy sê, die lewe was vir hulle Christus, en die sterwe daarom 'n wins. Geliefdes, terwyl ons dan elkeen van hulle vandag onthou en in herinnering roep, doen ons dit met hierdie troos. Dis 'n evangeliese troos. In lewe en sterwe behoort ons aan die Here. Dit bepaal die wyse waarop ons aan ons ontslape geliefdes dink. En ook die wyse hoe ons eie lewe lei, totdat ons ook gereed is om te gaan. Van een ding kan ons seker wees, Christus beloof dat hy die goeie werk, wat hy in ons begin, die geloof, voleindig, tot die dag dat Jesus Christus weerkom. Ek wil weer 'n beeld gebruik, omdat dit vir my dit so mooi uitbeeld. Daar was eenmaal in die dae toe die skepe nog baie kleiner as vandag was. Was daar 'n storm op see. En die passasiers het almal bang in een van die kajuite bymekaar gekom. Hulle kon dit nie waag om buite toe te gaan nie, want hulle het net hierdie verskriklike golwe gesien wat oor die dek van die boot sweep. Net die kaptein was buite. Hy het daar buite gestaan, besig om die skip te stuur. Die passasiers wou weet, wat is hulle kans op oorlewing, en hulle vaardig toe iemand af om na die kaptein toe te gaan en met hom te praat. Die man het die deur oopgemaak na die bootdek toe, maar dit was net hierdie verskriklike wind en see in sy gesig, en hy het die kaptein daar op 'n afstand sien staan. Nie kans gesien om na hom toe te loop nie. Die kaptein het net omgedraai en vir hom geglimlag, kalm, sonder om 'n woord te sê. Die man het teruggekeer na die passasiers en gesê, die kaptein sê alles is reg. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. En dit het hulle met nuwe hoop vervul. Hulle het vir mekaar gesê, weet jy, die kaptein is aan die stuur. Hy weet waarvan hy praat, hy's ervare, hy ken dit, alles is daarom reg, al voel alles verkeerd. Geliefdes, ons het ook so 'n stuurman. Maar meer is dit. In lewe en sterwe behoort ons aan hom. En dit is ons diepste troos. Maar geliefdes, daar is ook 'n duidelike voorwaarde. As ons hierdie gedeelte baie mooi lees, gaan lees dit weer. Wat sê Paulus? Hy sê, niemand leef tog vir homself nie.
En hulle wat nie vir hulle self leef, hulle is die mense wat ook nie vir hulle self sterf. Net hulle wat tot eer van die Here leef, sal ook met hulle sterwe vir die Here eer bring. Hulle sal vind die verskriklike lyn tussen lewe en dood. Dis 'n skeidslyn wat soms so verskriklik is. Dis vernietigend. Dis verpletterend vir jou baie keer. Daardie lyn word 'n stippellyn. En daarom sê Paulus, of ons nou lewe of ons sterwe, dis nie die alles oorheersende nie. Die belangrike is of jy aan die Here behoort, in lewe en in sterwe. Dis die oorwegende. Al die ander word minder belangrik. Broers en susters, mag die Here ons vandag en elke dag in jou lewe vertroos. Daardie tye wanneer jy verlang, wanneer jy jou geliefde mis. Dit sal nie weggaan nie, maar dit sal sagter word. Want Paulus sê, onthou, dink aan jou geliefde, ander kant die grens van die lewe, het hulle nog steeds met dieselfde God te maak, wat jou lewe, wat sy lewe vir ons gegee het, en wat hom aan ons gebind het, deur Christus. Hy sal ons in lewe en in sterwe nooit los nie. Mag die Here vir ons daarmee vertroos, en ons elke dag die krag gee, om ons lewe met oortuiging te leef tot eer van sy naam. Amen. Kom ons dank nou saam. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here vir die waarheid van die woord. Ons kan op hierdie kansel vanoggend staan en ons kan dit verkondig as God se woord, want dit is waar. Dankie Here. U ken ons smart, u weet ons nog baie rou in ons harte baie keer. Dit sal in hierdie lewe nie verander nie. Ons leer maar aanpas, maar Here, wat ons weet, ons geliefdes is in die hand. En dis ons troos. Leer ons om so te leef, wat ons ook gereed sal wees om in lewe en in sterwe aan ons God te behoort. Dankie dat u dit vanoggend ook vir ons wou kom sê en daardie troos in ons harte wil vasmaak. Hoor ons gebed. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, nou dat ons in die prediking opnuut verseker is van God se genade en opgeroep is tot geloof, en omdat die woord van God ons ook leer dat ons uit genade deur geloof gered word, laat ons terwyl ons net so bly sit, ons geloof so bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely, kom ons gaan leef nou ook uit dankbaarheid hierdie geloof uit in die wêreld daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Deuteronomium 5, hoe ons dit moet doen. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my.
Ek reken die kinders se sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, aan die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, aan die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.